buig nou laag voor u, my oë op u, net u alleen, o Heer, net u. Met vreugde kom ek nader, met lof wat oorloop vry. Ek gee my hand onverdeeld aan u. Lei my Heer in alles wat ek doen. Ek volg u pad, u is my vreugde, u is my skat. Ek sing en juig my hele lewe voor u gebuig. U voorsien alles wat ons nodig het. U hoor elke woord van my gebed. Ek wil u eer in woord en daad. Dankie dat u my lewe dra. In afhanklikheid wag ek stil. Lei my Heer volgens u wil. Ek gee my hart onverdeeld aan u. U is my krag, u hou my veilig elke dag. Laat wag voor my mond, o Heer, hou my woorde sag en teer. Leer my om die mooi te sien, ander my liefde te bedien. Help my leef met 'n dankbaar hart, selfs wanneer die pad soms swaar word met smart. Open my oor, laat ek hoor wat u vandag vir my het ingestoor. Onverdeeld behoort ek aan u. My blydskap leef ek elke dag ek prys u naam, Jesus alleen, vir ewig saam. Amen, amen, ek volg u Here, weer en as die storms van die lewe om my woed, en ek soms in vrees kyk na die goed. Broer Jacques, goeienaand. Broer André, goeienaand. Die storms van die lewe seer, dat ek by u mag skuil en vind, en dat u my pyn sal kom verbind, met liefde en empathie, en nie met menslike simpatie. Want u, o God, het al die versoekinge deurgemaak, en weet hoe dit ons harte raak. Heer, help ons om te kalmeer. U is mos altyd ons verweer. Geniet dit saam met ons. Halleluja. Vir ons die regte weg, al is die lewe
so sleg, weet ek dat U vir my kom veg, want ek het ook nou die reg. Ek is mos die kind, U het my lewe kom verbind. In die almagtige naam van Jesus. Amen. Halleluja. Prys die Here. Broer en suster Harmse. Selfs wanneer jy moeg is, wanneer jou hart swaar is en stil wil staan, Halleluja. daar is daar wat jy opstaan reeds gebreek, moeg vir alles wat nog voor jou lê en wag. Jy probeer sterk wees vir die wêreld om jou, maar diep binne jou voel jy leeg en klein. Dis okay om so te voel voor jou Vader. Hy sê, my kind, kom net soos jy is na my. Jy hoef nie voor te gier dat alles reg is. Hy sien die trane wat niemand anders Suster Johanna. Hy nooi jou nader met ope arms van genade, om net jou laste by hom neer te lê. Jesaja 40, vers 31, maar die wat die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vlerke soos arende. Yes, amen. Wanneer jy voel jy kan nie meer, is hy die een wat jou sal dra. Sy krag word volmaak in jou swakheid, wanneer jy niks het om te gee. God is met jou, selfs as jy moeg is. Hy is nog steeds meer as genoeg vir jou en my. Soms my wag net so stil word, soms lyk dit soos betaal voel jy niks. Soms is dit net 'n sagte fluister, Heer, ek kan nie meer nie, help my, asseblief. Jy hoef nie vandag alles reg te maak nie, jy hoef nie al die antwoorde te hê. Maak net jou hand oop vir die volgende tree. Vertrou hom met alles wat voor jou lê. Wanneer jy voel jy het niks oor nie, onthou hy hou jou styf vas. Hy beloof in die pad sonder moegheid, maar nuwe krag vir elke dag. Jesaja 40, vers 34, maar die wat die Here mag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vlerke soos arende. Wanneer jy voel jy kan nie meer, is hy die een wat jou sal dra. Sy krag word volmaak in jou swakheid, wanneer jy niks het om te gee. God is met jou, selfs wanneer jy moeg is. Hy is steeds meer as genoeg vir jou en my. Heer, vandag bring ek my moegheid, my bekommernisse, my onsekerheid. Ek het nie altyd die krag om aan te hou nie, maar ek glo, U dra my deur elke stryd. Vul my met nuwe hoop en
krag uit die hand. Help my waak, help my vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons vaar op met vlerke soos arende. Al voel ek swak en uitgeput, die genade bly my dra. Hier is genoeg in elke oomblik, hier is genoeg in elke seer. God is met my wanneer ek moeg is, vind ek nuwe krag nie Halleluja. elke keer. Waardeer die lewe soos baie sonder naam. Jy weet nie altyd waarheen nie, maar jy hou aan. Ek stap deur draaie en keuses, met vrae diep in my hand. Party baie voel bekend, ander vat my deur onbekende land. Ek kyk terug na gister, ek kyk vorentoe weer. Sister Amy, Elke tree leer my iets, Bro Boetie. elke dag leer my meer. Ek hoef nie alles nou te Weet nie. Ek hoef nie alles te verstaan. Zolang daar lig voor my brand, sal ek aanhou gaan. Op die pad deur die lewe, soek ek lig, soek ek sin. Elke draai bring 'n les, elke einde word begin. Dit begin my heel speel. Deur die lewe, hou ek moed en hou ek aan. Al weet ek nie die antwoord nie, sal ek nog vorentoe gaan. Vorentoe gaan. Daar staan vol stilte en daar vol geraas. Daar's mense wat jou optel Ja, is waar. en mense wat verby jou haas. Maar diep binne my hart bly daar op wat sagter praat. 'n Klein lig in die verte wat my roep na 'n nuwe dag. Ek kies vandag vir vrede, ek kies om weer te staan. Want selfs 'n klein tree Goeienaand, Sister Isabel. bring my nader aan. Op die pad deur die lewe, soek ek lig, soek ek sin. Elke draai bring 'n les, elke einde word begin. Op die pad deur die lewe, hou ek moed en hou ek aan. Al weet ek nie die antwoord nie, sal ek nog vorentoe gaan. Miskien is die pad nie reguit nie. Miskien is dit deel van leer, Ja, amen. maar ek dra hoop in my hande.
Amen. Prys die Here. Halleluja. Skakel die geraas af, my kind. Asseblief. Kom sit hier by my neer. Op hierdie karoosstoep vanaand. Ek gee jou rus, sê die Heer. Die week lê swaar op my skouder. Broer Reinier. So sakke vol klip en stoel. My kop bly maal in cirkels, oor pryse, nuus, en wat is nog? Selfs in die stilte hoor ek dit, die wêreld wat bly skree. Toe sê jy sag, kom na my toe, ek sien jou, kom net hier. Kom na my toe, jy moeg en belas, ek gee jou rus, Dankie Here. jou vrede, Dank. mooi los ek in uw hand. Vanaand al my siel weer asem Heer. Die wind pomsig in die verte, die stoeplig brand klein en warm. De ketel sing op die vuur en my hart leer weer, bly in sy arm. Ek hoef nie vrede te verdien nie, ek hoef nie sterk te lyk. Hier is nie 'n pleis vir mooi nie, dis 'n geskenk vir wie kom kyk. Kom na my toe, jy moeg en belas, ek gee jou rus, ek gee jou vrede, mooi los ek in uw hand, die dra my swaar, die hou my Here. The world keeps telling her like it's the only way to live. But all this striving leaves me thin, with nothing left to give. Yes, So I Lord. come as I am, Lord. No performance, no disguise. And you meet me with a gentleness that quiets restless eyes. Come to me, you weary heart, I will give you rest, I will give you peace. Tomorrow I place in your hand, tonight the racing voices cease. I lay my burdens at your feet, like stones I can't carry home. And in the hush of Karua air, I find I'm not alone. So here we are, just as we are. Come to me, you weary heart, I will give you rest, I will give you peace. Tomorrow I place in your hand, you hold my life, and I am safe, I am free. The windmill turns, the porch light stays, your mercy doesn't end. And in your hand I fall asleep, my keeper, Lord, my friend. Amen. Prys die Here.
sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vernag in die skadu's van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my God, op wie ek vertrou. U is my panser, my sterke rots, my God, op wie ek ewig vertrou. Onder die vleels skuil ek by, U bly vir ewig my skuld getrou. Geen onheil sal naby my kom nie, want U is by my vir ewig getrou. U laat die engele oor my waak, hulle dra my op die hande, my voet sal teen geen klip staan. U bewaar my van alle kante, in my benauwdheid hoor U my aan, in elke nood is U by my vir altyd. Onder U vleels skuil ek by U, U bly vir ewig my skuld getrou. Geen onheil sal my ooit oorval nie, want U is by my, U is ewig getrou. Omdat ek U lief het, red U my, U ken my naam, U is altyd naby, met lengte van daan, versadig U my, my oor sal U heil, vir altyd aanskou. Onder U vleels skuil ek by U, U bly vir ewig my skuld getrou. Geen onheil sal my kan oorval nie, want U is by my, U is by my, U is by my. Onder U vleels skuil ek by U, U bly vir ewig my trou en panser. Geen onheil sal my kan oorval nie, want U is by my, U is by my. Halleluja, prys die Here. Ons sê welkom aan elke Facebook kyker vanaand, elke WhatsApp luisteraar. Ons groet julle in die mooi en wonderlike naam, die naam bo elke naam, die naam Jesus Christus. Halleluja. Soos wat ek altyd sê, dis die een wat alle mag in die hemel sowel as op die aarde ontvang het. Dis daardie naam wat ons aanbid en ons loof en ons prys hom daarvoor. Hy is die liefling van my hart. You
net u aangesig. Halleluja. In die vroeë oggendstilte draai u my deur elke dag. U asem roer oor my denke, gee lig waar ek twyfel en wag. Jesus, u is die liefling van my hart. U hand hou vas, wat ek nie self kan dra nie. Elke asemroep verklaar, u is my skat. U liefde breek deur al my eie grense. My koning, u is die liefling van my hart. Tussen al my stukke drome, bou u weer 'n weg van hoop. U sien deur al my maskers, u roep my naam en ek word weer heel. Dankie Here. Oor my verlede, die stem vol kamers van my siel. Die vreugde draai my trane om en dan, en die vrede lees soos vlerke oor my vrees. Jesus, u is Die liefling van my hart. Oh, halleluja. voor die lied binne my bors. Oh, halleluja. Elke tree wat ek loop, volg u my pad. U waarheid hou my voete vas in genade. Oh Jesus, u is die liefling van my hart. Liefling van my hart. My Jesus, u alleen al van my lof vandag. Amen. Prys die Here. Hoe wonderlik is dit nie, as hy die liefling van jou hart is nie. Amen. Ja, prys die Here. Ons loof sy wonderlike naam vanaand. Ons sê dankie vir sy goedheid en guns. Ja, elke papa. Ek hoop julle was lekker bederf vandag. My seuns, ek hoop julle het 'n lekker bederwe dag gehad. Man, dis net lekker om partykeer net pappa te wees of oupa te wees. Net om lekker bederf te word. Maar nou ja, ons is nie almal so gelukkig soos ek nie. Ek word elke dag bederf. Ja, prys die Here. Ek gaan sommer wegspring vanaand met die woord en ons bid dat die Here die woord sal seën en dat dit 'n impak sal maak in ons lewe. Halleluja, ons verstaan nie aldag nie, maar dis hoekom die Here mense roep. En ons is dankbaar vir sy gees wat ons gebruik. Vanoggend het die Here 'n wonderbaarlike woord laat uitgaan. Ek wil vir julle sê, my broer en my suster, hierdie woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Vanoggend se woord
wat uitgekom het was dinamies en ek dank die Here elke dag. En die mense wat hy byvoeg. Ja, en verstommend hoe die Here elke week nuwe gesigte byvoeg. Broer Boetie, Suster Amy, dis wonderbaarlik hoe die Here elke week iemand bysit. Nuwe gesigte elke week. Nee, dis waar die woord in vervulling kom, dat die Here byvoeg daagliks die wat gered word. Amen, prys die Here. Hebreërs 4 gaan ek vanaand bietjie vir ons oopbreek soos wat die Heilige Gees toelaat. Hy sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in die rus in te gaan, nog stand hou. Dit hou nog stand, omdat God 'n waarmaker van sy woord is. Hy beloof dat hy ons in die rus wil laat ingaan. Hoor mooi. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Hy het nog nooit weggebreek van sy belofte, dat ons in die rus moet ingaan nie. Hy sê, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hoor mooi, dis die vrees wat ons moet hê. Dat dit nie blyk dat ons sal agterbly nie, of enigiemand nie. Ja, Suster Amy, dankbaar, baie dankbaar, prys die Here. Vers 2 sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Hy praat van die tyd toe hulle deur die Jordaan moes beweeg, en hulle wou dit nie aanneem in geloof nie. Maar hierdie evangelie van ons maak dit dat ons nader aan hierdie rus kan beweeg wat God beloof het. Van die begin af wou die Here vir ons rus gee, vir ons arbeid. Dat ons nie hoef die Here te impress nie. Dis waaroor dit gaan. Ons probeer die Here impress met alles wat ons goed doen, alles wat ons mooi doen. As ons elke wettiese aspek kan nakom, net om hom tevrede te stel. Dis waarvan hy ons rus wil gee, sodat ons net om uit vrymoedigheid kan lief hê en kan dien met alles wat in ons is. Hy sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Amen. So ons wat glo sal daar die rus ingaan. Is dit nie wonderlik nie? Ons het almal rus nodig vir ons siele. Ons het almal hy vrede wat die alle verstand te bowe gaan. Ons het dit nodig. Daardie rus wat die Here vir ons beloof. So as ons glo, gaan ons daai rus kan ingaan, soos hy God gesê het. Daarom het ek God in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Hoor mooi, deur ongehoorsaamheid het hy hulle nie toegelaat om die rus in te gaan nie. Die vorige geslag kon nie in die land Kanaan inbeweeg nie. Dit moes 'n nuwe geslag gewees het. Tot die een wat hulle uit Egipte land uitgelei het, Moses, kon ook nie oorgaan in die beloofde land nie. Ook oor ongehoorsaamheid. As ons ons woord ken, sal ons weet, hy was net ook so ongehoorsaam. Ons moet luister as die Here praat. En wanneer die Here praat, doen ons spesifiek wat hy sê ons moet doen. En nie iets anders wat ons dink ons het gehoor, wat ons dink reg is nie. Dit was Moses se probleem, maar uit woede uit het hy die verkeerde ding gedoen. Dis hoekom ons moet kalm raak. Ons moet kalm wees wanneer die Here met ons praat. Ja, partykeer voel ek ook, ek wil iemand om die nek gryp en 'n bietjie verwrig, of ek wil iemand skud, dat hulle net wakker word en kan hoor
maar die Here hou my kalm, want ek wil nie die werk van die Here uit sy hande uithaal nie. Dis sy werk om mense te verander. Al wat ek moet doen is die saad saai, en bid dat die Here iemand sal stuur om dit nat te maak, sodat hy dit kan laat groei. Amen. Hy sê, want hy het eers van die 7de dag so gespreek. En ek glo dis Paulus wat hierdie boek Hebreërs geskryf het, en hy skryf aan die Hebreërs. Hy sê, want hy het eers van die 7de dag so gespreek. Hy het so gespreek. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Hy het alles gedoen in 6 dae. En die 7de dag gerus. Hoekom? En nou hier weer, hulle sal my rus nie ingaan nie. Hoekom sal die Here wil rus, nadat hy die skepping geskep het? Hy wil iets aan ons oordra. Hy wil ons oë oopmaak, ons ore oopmaak, ons moet hoor. Dit gaan nie oor 'n spesifieke dag nie. Hoor mooi. Baie mense hang die dag aan, want die 7de dag is die dag wat die Here gerus het, en die 10 gebooie sê, ons moet die Sabbatdag gedenk en heilig. Nou, as ons hom gedenk en heilig en ons het nie rus nie, wat dan? Vers 6 sê, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, so sommige sal ingaan, sommiges nie. En diegene aan wie die evangelie eers verkondig, ek wil vir julle sê, dat die evangelie nie net vir ons was nie. Die evangelie was lank al verkondig, maar party het nie daarin geglo nie. Dis hoekom hulle nie die rus ingegaan het nie. Hy sê, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. So ongehoorsaamheid sal toelaat dat jy nie rus vir jou siel sal hê nie. Dat jy nie rus sal hê nie. Jy sal altyd wil arbei en arbei om die Here tevrede te stel. Waar ons net in sy rus in moet beweeg en sê, dankie Here, dis volbring. Dankie Here, dat die vrede my hart plaas. Dankie Here, dat ek nie hoef my kop te breek oor sekere dinge wat ek niks aan kan doen nie. Maar ek weet dat U die een is wat meer kan doen as wat ek ooit kon doen. Ek kan vertroue hê in die Here en rus hê dat ek weet die Here is in beheer van my situasie. Die Here is in beheer van my finansies. Die Here is in beheer van my kinders. Die Here is in beheer van my lieflike vrou, halleluja. Die Here is in beheer van alles rondom my. Hoekom? Omdat ek dit glo, omdat ek hom vertrou. Dis hoekom ek 'n rustigheid het. Dis hoekom ek kan lag. Dis hoekom ek vrede het. Dis hoekom ek kan vreugde hê en blydskap hê. En ag man, dit is net wonderlik om daai rus te hê. Daai rus wat jy nie hoef bekommerd te wees nie. Weet jy wat? Ek is so rustig oor my lewe. So rustig om te dink, sê nou daar siektes in my lewe. Weet ek, daar's iemand wat 'n prys betaal het om daai siekte ook weg te neem, of dan nie. As dit ook nie gebeur nie, ek kan niks daaraan doen nie. Hoor net een ding wat ek vandag vir julle sê. Vanaand eintlik wil ek vir julle sê. Los die Here, laat hy steeds Here in jou lewe kan wees. Ongeag wat, ongeag omstandighede, ongeag siektes, ongeag die moeilike dinge wat ons deurgaan. Moet ons een ding onthou. Ons het hom in beheer gestel van ons lewens. Laat toe dat hy in beheer bly. Amen. Prys die Here. Hy sê bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag.
Dit kon op 'n maandag gewees het wat ons Paulus dit gesê het. Dit kon op 'n Sondag gewees het. Dit kon op 'n Vrydag gewees het. Dit kon op 'n Woensdag gewees het. Nie die 7de dag nie. Hy sê, bepaal hy weer 'n sekere dag en dis naamlik vandag. Kom ons begin vandag hierdie rus in beweeg. Ek wens net ons kan almal ervaar die rus wat die Here vir ons wil gee. Kan ek gou ietsie sê? As ek 'n voorbeeld kan stel, ek ken mense in my lewe wat kanker gehad het en sekere dinge moes uitgesny geword het maar dit het nie hulle vreugde gesteel nie. Dit het nie hulle karakter verander nie. Dit het nie hulle identiteit verander in die Here nie. Ja, party mense val uit mekaar uit, party mense voel nie meer volmaak nie. Dis 'n gedeelte wat af is van ons liggame, gedeeltes wat, ek wil net vir julle sê, dit bepaal nie jou identiteit nie, dit bepaal nie wie jy is nie. Wat bepaal wie jy is dit wat jy in die Here is, dit wat die Here jou sien. Jy's kind van God, ongeag wat. Maar ek wil vir jou een ding sê, hierdie liggaam moet ons een of ander tyd verlaat, en dan gaan ons een wees met hom. Hoeveel mense besef dit nie? Ons gaan een wees met hom, ons wat hom dien, ons wat onsself bekeer het, ons wat ons laat doop het, ons wat die Heilige Gees ontvang het, ons wat heiligmaking nastrewe waarsonder ons hom nooit in ons lewe sal sien nie. Vir ons is daar rus. Terwyl ons hier is, het ons 'n rus wat ons in beweeg, halleluja. Hy sê, vandag. En as God soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek bid vanaand dat julle nie julle harte sal verhard nie. Ek vra mooi, moenie julle harte verhard nie. Hou julle harte sag, neem in wat die woord van God vir julle wil sê. As julle sy stem hoor, ek wil vir julle iets sê, julle dink julle hoor my stem, maar as dit my stem was, het ek goed uit my duim uitgesuig. Ek bring God se woord oor, dis sy stem wat met julle praat, dis sy stem wat deur my praat, halleluja, prys die Here. Sonder hierdie liggaam kan hy nie funksioneer nie. Hy het hierdie liggaam nodig om hier in te bly en deur my te praat. En ek wil vir julle een ding sê, die duiwel het ook 'n liggaam nodig om te funksioneer, maar moenie jy vir hom 'n oop deur gee nie, moenie laat ek hom 'n oop deur gee, sodat hy kan funksioneer deur ons. Amen. Prys die Here. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, Josua moes die nuwe generasie, die nuwe geslag, deurvat na die land Kanaan toe. Hoor mooi, julle moet mooi luister wat ek vandag sê. Party mense het dit nie gemaak nie deur ongehoorsaamheid. Die nuwe geslag moes afbreek van dit wat die vorige geslag gedoen het. Soos hierdie oorlewering van die ou mense. Baie van ons hou vas aan die oorlewering van die ou mense en ons kan nie vorentoe beweeg nie. Ons kan nie die rus in beweeg nie, want ons hou vas aan wat oupa gesê het en my pa gesê het, in plaas dat ons net vashou aan wat die Here vir ons wil gee vanaand. Amen. Hy sê, want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Hoor julle, hy praat nie van 'n dag nie, en 'n dag daarna nie. Hy het hulle in die land Kanaan ingevat, sodat hulle rus kon vind. Daar waar hulle alles ontvang het, daar waar hulle dit wat die Here vir hulle bepaal het, dit wat hulle in oorvloed kon kry, het hulle in die land Kanaan gekry. Soos hulle uit Egipte land uitgekom het, en in die land Kanaan instap, so word ons uit sonde uitgehaal, sodat ons die rus van God kan inbeweeg. Ek is nie meer 'n nietige sondaar nie, hoor. Ek het my sondes bely. Ek dien die Here omdat ek hom lief het, omdat hy my eerste lief gehad het. Dit gee my rus. Omdat hy die prys betaal het, sê ek dankie. Omdat hy 'n belofte gemaak het, sê ek dankie. Het ek vrede in my hart.
omdat hy 'n goeie werk in my begin. Amen, amen, prys die Here. Is snaaks so baie skrifte die heeltyd in 'n ou se kop en in 'n mens se gees inkom, want daai goed maak saak in elke keer wat 'n mens praat. Amen. Hy sê so, vers 5. Vers 9, sorry. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. As jy 'n kind van die Here is vandag, is jy deel van sy volk, hoor. Ek glo dit met my hele hart. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van self van sy werke soos God van syne. Net soos die Here gerus het, rus ons van hierdie klomp werke wat ons wil doen. Nee, ons moet dit doen. En ons moet dit doen om die Here tevrede te stel. Ons moet Saterdag ons Sabbat nakom. Ons moet by die tempel wees. Weet jy wat? Ons jaag onsself van punt A tot punt B vir niks. Wees jy wat God jou geroep het. Dien hom net met alles wat in jou is. Wees net lief vir hom. Wees net lief vir hom. Omdat hy jou eerste lief gehad het. Beweeg net in daardie rus om te sê, dankie Here, dat ek 'n rustigheid in my hart het. Dankie Here, dat ek weet ek is 'n kind van U. Die duiwel kom met 'n klomp gedagtes in ons kop, dan moet ons dit verwerp. Ons grootste stryd is in ons gedagtes. Dis hoekom Romeine 12 sê, dat ons nie moet gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, hierdie vlees wat ons so beheer nie, nee. Hy sê maar dan, ons moet ons gemoed, ons gedagtes verander. Ons moet anders dink. Soos daar gedagte in jou kop kom, ek is nie goed genoeg nie, dank die Here vir sy woorde, dit is volbring. Dit is volbring dat ek hoef nie my saligheid uit te stry en uit te werk nie. Hy het dit vir my gedoen, maar ek leef en goeie werke kom dan net vanselfsprekend uit my uit. Vir my om vandag te lag is vanselfsprekend. Ek hoef my nie te forceer om te lag nie. Ek het hier so 'n innerlike vreugde, innerlike blydskap, there is joy, unspeakable joy on the inside of this person, man. Ek kan nie anders nie, as om blydskap uit te straal nie. Ek kan nie anders om liefde uit te straal nie, want hy het dit gedoen en nie ek nie. Dit is wonderlik. Ek het nie myself gered nie. Hy het my gered. Hy het my verander. Hy het my skoon gemaak. Hy het al my sondes weggevat. En hy het dit so ver as die ooste van die weste het hy dit verwyder, van hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Hy het dit in die diepste van die see weggegooi. Kan ek gou iets sê? As die Here my sonde in die diepste van die see gaan uitgooi, en iemand wil vir my sonde voor my gooi, het hy gaan duik, en hy die sonde gaan uithaal van my verlede, wat die Here al lankal daar weggegooi het, dan dra hy die sonde, nie ek nie. So hou maar die goed maar teen my, soos jy wil, en die mense wat teen my wil, onthou net, jy doen jouself skade aan. Ek is verlos deur die bloed van die lam, halleluja, ek is verlos, ek is vry, want Christus maak my vry, halleluja. Amen. Dis waar my rus vandaan kom, dis daai rus wat ek kan beweeg om te sê, dankie Here, halleluja, ek raak skoon excited, ek raak hardloop sommer om hierdie lesenaar van my vanaand, man, prys die Here, hoe lekker lag my vrou nou, halleluja, prys die Here, net soos wat God van sy werk gerus het, sal ons in daai rus ingaan, en ons hoef nie te werk wat ons wil hê. Amen. Hy sê, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Daar's 'n klemteken op die rus. Nie 'n ander rus nie, nie 'n daaglikse rus nie, 'n ewige rus. Ek bekommer my nie meer nie. Ek bekommer my nie oor die dood nie. Ja, elke tree wat ek gee, is 'n tree seker nader aan my dood. Maar ek wil vir jou sê, ek het nie net 60 geword laas week nie.
Ek het nog 60 jaar wat vir my wag. Prys die Here. Hy het dan gesê, daarin sal ons jare dan 120 wees. Net omdat die mense so aangejaag het hy in Genesis 6 gesê, ons jare gaan verkort word tot 120. So ek het nog 60 jaar om te gaan, prys die Here, ek kan hom nog loof, ek kan hom nog prys, ek kan die woord oordra, ek kan hom, man, yes, like, ek kan nog alles doen vir hom. Terwyl asem in my longe is en ek is gesond, en die Here hou my gesond, prys die Here daarvoor. En dan kan ek nog steeds doen wat die Here wil hê ek moet doen. Oh man, happiness, prys die Here. Hy sê ons moet ons beywer om in hierdie rus in te gaan, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Moenie in die ongehoorsaamheid val soos in die Ou Testament nie, sodat die ander mense wat nie die land Kanaan kon inbeweeg het nie. Kom ons val nie in daai ongehoorsaamheid nie. Kom ons bly gehoorsaam aan sy woord. Kom ons bly gehoorsaam aan die Here. Dan sal ons altyd rus hê. Dan sal jou slaap soet wees. Ek weet party mense kan nie slaap nie. My vrou is een van hulle. Maar hierdie man wat hierso voor julle sit vanaand, as ek my kop neerlê, word ek wakker soos dit ek hom neergelê het. En ek loof die Here daarvoor. Ek kan slaap is nog 'n goeie maatjies. As ek slaap ek. Maar ek kan nie deur die dag slaap nie. Ek kan nie. Ek sukkel. Maar as ek in die aand in my bed klim, is my slaap soet. En ek dank die Here daarvoor. Amen. Al die eer kom hom toe. Nie my nie. Hy sê, want die woord van God is lewend. Hierdie woord is lewendig. Hoekom is hy lewendig? Want die woord is God. Die woord het vlees geword, het onder ons kom woon. Daardie woord, God, is 'n lewende woord wat in ons binneste leef. Is lewend en is kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard. Hy sny al twee kante toe, hoor? Reg of verkeerd. Hy sny af wat nie daar moet wees nie en dan sny hy in murg en been in. Oef, halleluja. En hy dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van jou hart, halleluja. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor, halleluja. En hierdie swaard, hierdie woord van God wat kragtig is, het ons in ons hand vandag. Want die swaard is sy woord en is kragtig en is lewendig. Hierdie woord verander mense. Moet dit nooit vergeet nie. Hierdie woord verander mense. Verander jou gedagtes, hoe jy dink oor jouself. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ons kan niks van hom wegsteek nie. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes, hy ken jou by jou naam. Hierdie evangelie kan nooit verander nie. Elke boodskap kom terug na die woord toe. Die woord is Jesus Christus. Hy is lewendig, hy lewe, hy het die dood oorwin. Hoor mooi, hierdie een wat ons mee te doen het, ken ons beter as wat ons onsself ken. Amen. Prys die Here. Enigiets van jou kant af, my skarreboel? Sommer 'n lang een, hoor. Sommer 'n lang een. Goeienaand aan elkeen. Ek glo julle het 'n lekker dag gehad, vir al die pappas wat bederf is vandag. Hebreërs 4 vers 1 tot 13 beteken vir my die volgende woorde. Hierdie gedeelte waarsku ons om nie soos die Israeliete in ongeloof en ongehoorsaamheid te leef nie. Amen. God se belofte van rus staan steeds oop vir elkeen wat in hom glo en hom gehoorsaam. Die Israeliete het die goeie nuus gehoor,
maar omdat hulle nie met geloof daarop gereageer het nie, het hulle nie God se rus binne gegaan nie. Die skrywer moedig gelowiges aan om vandag nog op God te vertrou en nie hulle harte te verhard nie. Daar bly 'n geestelike rus oor vir die kinders van God, 'n rus wat gevind word in 'n lewe van geloof, vertroue en uiteindelik die ewige gemeenskap met die Here. Vers 12 tot 13 herinner ons dat die woord van God lewend en kragtig is. Dit ondersoek die diepste gedagtes en bedoelings van ons harte. Niks is vir God verborge nie. Hy sien alles en ons sal rekenskap aan hom gee eendag. Nou my boodskap vir julle vir hierdie week wat vooruitgaan. Vertrou die Here met 'n gelowige en gehoorsame hart, sodat jy die rus kan ervaar wat hy beloof het. Laat sy woord jou hart ondersoek en nader aan hom trek. Amen. Amen, prys die Here, dankie my Skarreboel. Sjoe, dis 'n wonderbaarlike opsomming, né? Prys die Here. Ek hoop julle het iets geleer. Dis waarvoor ons geroep is om die gelowiges toe te rus vir hulle goeie werk. Amen. Efesiërs 4. En ons wil julle wat glo in die Here van die leerskare. Ons wil julle toerus, sodat julle kan uitgaan en dit wat julle hoor en leer aan ander mense kan vertel. Ek weet baie van julle kyk die live, dan kry julle nog 'n WhatsApp ook. Kan ek gou ietsie sê? Ek doen dit juis om 'n rede, omdat nie almal op WhatsApp is nie. En nie almal wat julle ken my nie. So julle kan die WhatsApp weer vir iemand anders uitstuur. En dit kan 'n verskil maak in ander mense se lewens ook. Amen. Amen. Prys die Here. Ag, ons groet julle vanaand in die mooi naam van Jesus Christus. Ek wil afsluit met 'n lied. Kom ons kyk wat se lied het ons hierso, sodat ons kan afsluit met 'n lied wat 'n verskil maak of inpas met die woord. Amen. Kom ons hoor. Halleluja. Sjoe. O Heer, hier is die rots waarop ons Stem. Halleluja. Hier is die God wat ons vertrou. By U sal ons beskuiling vind. U is ons God en ons is die kind. Yes, amen. As ons val en het berou, help ons asseblief om weer ons lewens so op te bou. Bewaar ons asseblief van die geweld. Dit maak ons toch Yes. so ontstel. Leer ons om ons tonge te beheer, want ons maak mekaar soms verseer. Ja, ja. As ons van mekaar dan praat, laat ons meer praat, goed aan kwaad. Laat ons eerder vir mekaar kom bid,
Halleluja. Amen. Amen. So sal dit wees. Halleluja. Prys die Here. Kom ons bid vir mekaar voordat ons sleg praat vir Ons lê mekaar. mekaar by Jesus se voete. Kom ons lê mekaar by Jesus se voete. Halleluja. Die beste Amen. plek om te wees. Amen. Los die skorrel goed, man. Was die Here se voete. Dis die beste plek. Amen. Amen. O, halleluja. Dis so lekker om julle te bedien. Dis so lekker om elkeen van julle te sien. Ag, so lekker om te hoor as die mense my op WhatsApp terug antwoord. Die Here bevestig baie dinge deur sy woord. Halleluja. Ja, dankie Here. Mag die Here julle seën. Mag die Here julle behoed, mag hy julle bewaar. Sammy en ons sê dankie en die Here seën julle die week. Vir julle ook, broer Andrei. Amen. Ag, dankie baie. Ons waardeer dit opreg. Mag daai seën net soos wat die woord sê, as ons iemand seën, sal hy seën terugkom na ons toe. Amen. So ja, prys die Here. Ja, mag sy aangesig oor julle skyn, julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Dankie Here. Mag julle 'n soete nagrus hê. Mag julle net 'n wonderlike geseënde week verder hê. En onthou, Jesus liefde aan elkeen van julle. Amen. Ons kyk uit vir mekaar, DV Woensdag aand, as niks anders gebeur nie en die Here gebruik my nie op 'n ander plek nie. Weet, die Here kom partykeer en hy sê nee, die kant toe. Nie meer links nie, gaan nou regs. So ja. DV as Here ons spaar met lewe en gesondheid, dan kom ons weer by mekaar en dan kan ons weer die Here se naam groot maak. Weer hoor wat die Here te sê het. Blessings aan elkeen van julle en ons is baie lief vir julle. Bid vir ons bid vir julle. Amen. Goeienaand.